So vir elkeen vanmôre ontvang uit die hand van die Here. Wie is gereed? Wie se hart is voorberei? Come on, ja. Loof die Here. Vanmôre praat ons oor koninklike aanstelling. Omdat jy weet. Laasweek gepraat oor God roep. En hy is getrou. Hy sal dit ook doen. Wie hy geroep het. Soos jou plek is, sal God doen. Amen. Hy is 'n waarmaking vir sy woord. Vanmôre gaan ek met jou praat omdat jy weet. Ek lees Jakobus 1 vers 2 tot 4. Jakobus 1 vers 2 tot 4. Ag dit loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoeking val. Amen. Wie is versoek deur die duiwel al in hierdie week? Ja. Nee, hy gaan ons nie uitlos nie. Daarom moet ons skreeu dat hy kan hoor. Amen. Vers 3. Omdat julle weet dat julle beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Vers 3 weer. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Vers 4. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en aan niks kort kom nie. Almal sê aan niks kort kom nie. Amen. Vers 3 sê, omdat julle weet jy dat Lukas 8 vers 62 die Here sê, en Jesus antwoord hom, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk is geskik vir die koninkryk van God nie. Weet jy dit? Ek vra, weet jy dit vanmôre? Ja. Wanneer jy ploeg, vereis 'n oog wat na vore gerig is. Jy verloor rigting die oomblik wanneer jy agtertoe kyk en omdraai. Net so sal jou verlossing wees wanneer jy agtertoe kyk in hierdie lewe. Dit verdeel jou aandag. So 'n persoon is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Jakobus 1 vers 8 sê, stel dit vir ons so 'n dubbelhartige man is onbestendig in al sy weë. Hy weet nie of hy wil God dien en of hy God wil dien nie. Kom hy by die ouers, dan doen hy dit. Kom hy by daardie ouers, dan doen hy dit anderste. Dubbelhartig, onbestendig in al sy weë. So 'n persoon is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Die uitdrukking agtertoe kyk het 'n duidelike verwysing na Lot se vrou. In Genesis hoofstuk 19 vers 26 lees ons, en sy vrou het agter hom omgekyk en sy het in 'n soutpilaar geword. Sy het 'n soutpilaar geword. Ons lees verder ook in Lukas 17:32, waarsku Here vir ons, vir elkeen van ons, soos Lot se vrou in 'n soutpilaar verander het en nooit saam beweeg het nie, nooit die belofte van God verkry het nie, sê die Here, dink aan die vrou van Lot. Dink aan die vrou van Lot. In vers 28 maak die Here die stelling teenoor die apostels en hy sê vir hulle, in die dae van Lot het hulle geëet, hulle het gedrink, hulle het gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou, soos ons dit vandag vind. Min mense het tyd vir God. Dink aan die vrou van Lot. Waarsku God ons in hierdie tyd waar ons in lewe. Dit is nie werklik wanneer jy omkyk om terug te keer na die wêreld toe nie, maar die onwilligheid om met die wêreld te breek. Jy sien, baie dinge in die wêreld vra ons aandag, maar wanneer gaan ons breek met die dinge van die wêreld? Dit is so belangrik. Menigtes het julle kennis verbeter. Elke dag studeer ons kyk die omstandighede, leer ons, die tegnologie leer ons, maar hoor baie mooi,
maar nooit toegelaat dat die kennis hulle verbeter nie. Nooit dit toegelaat nie. In die koninkryk van God nie. Die ware volgeling se motief om Jesus te volg in sy koninkryk moet die volgende in sy lewe kan absorbeer. Nommer 1, verloning van jouself. Jy moet dit kan absorbeer om die ou mens wat dood is, wat begrawe is, agter te laat. Absorbeer dit vanmôre in jou lewe. Jy kan nie meer so lewe nie. Tweedens, dat jy jou konsentrasie op jou roeping waarmee God jou geroep het, dit te kan doen. Dit eerste te stel in jou lewe, om dit te kan doen, en te konsentreer wat jy doen. Wat is jy mee besig om te doen? Derdens, om 'n verwagting te hê. Absorbeer dit in jou lewe. Die wêreld daar buite kan vra dit nou. Jy lewe vir die nou. Maar het jy ooit gedink, daar wag vir jou iets, wat ons laas Sondag oor gepraat het. Verwagting te hê vir die oes wat gaan kom. Vir die oes wat gaan kom. Verwagting te hê vir daardie oes. Ploeg is 'n aanduiding dat jy jou aanstelling in die koninkryk moet beskou soos die van 'n grondbewerker. En dit impliseer pligte van jou, ywer van jou, opofferings van jou en waaksaamheid. Met ander woorde, die man wat nie waak oor dit wat hy ingeploeg het nie, is 'n man wat sy saad gaan verloor. Die opbrengs daarvan. Ons lees verder in vers 3. Weer eens, omdat julle weet. Nou wat weet jy? Wat weet jy? As jy nie weet wat die ware omvang van jou lewe in Christus is nie, loop jy die gevaar dat die beproewing van jou geloof gaan knak. Dis hoekom so baie ouens langs die pad uitval. Dis hoekom so baie ouens hulle rigting verloor. Weet jy dat die wêreld boos is? Weet jy dit? Nou wat soek jy nog in die wêreld en sy plesiere? Galasiërs 1 vers 4 sê, wat homself gegee het vir ons sondes. Die Here het die prys betaal in die wêreld om homself te gee vir jou sonde en my sonde, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Hy red ons hier uit. Nou wat soek ons nog daarin? Volgens die wil van ons God en Vader. Efesiërs 5 vers 16. En koop die tyd uit, want die dae is boos. Dis 'n bose wêreld waar ons in lewe. 1 Johannes 5 vers 19. Ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Wat weet jy? Weet jy dat jy 'n kind van God is? Weet jy dat jy uit God gebore is en dat hierdie hele wêreld in die mag van die bose lê? Weet jy van die beproewing wat op jou wag? Weet jy dit? In die bose wêreld gaan daar beproewings wees om jou weg te lok van dit wat jy bekom het in Christus. Weet jy, is jy bewus van die doel van jou beproewing? Is jy bewus daarvan? Want die doel van jou beproewing, van jou geloof, is om lydsaamheid te bewerk. Lydsaamheid. 1 Petrus hoofstuk 1 vers 7 sê, sodat die beproewing van julle geloof, wat baie kosbaar is, beproewing van jou geloof, is kosbaar, hoor baie mooi, der as goud en vergaan, maar deur vuur gelouter word. Bevind mag word tot lof en eer
en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Gaan jy nog net so aan die brand wees, as die Here vertoef om te kom? Gaan jy nog net so aan die brand wees, as jou geliefdes afsterwe en jy lewe nog? Die skrif sê, die beproewing van jou geloof is baie meer kosbaarder as goud wat vergaan en wat deur vuur gelouter word. So, goud word gelouter om die beste goud te hê. Jy word gelouter om die beste in die koninkryk van God in jou roeping op te tree. Amen. Amen. Sodat jy wat? Hoekom word ek gelouter? Hoekom word ek beproef? Sodat ek tot lof van sy eer en heerlikheid kan wees by sy openbaring. 1 Petrus 4 vers 12 tot 14 sê, geliefdes, kyk na die een langs jou en sê, geliefde, amen, is dit nog jou geliefde? Of is dit die toppunt van jou skinder en kwaadpraat en afbreek? Hoor baie mooi, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien. So die vuurgloed, vuur is nie lekker nie, broer. Dit brand. Hoor jy wat ek sê? Want dit dien tot jou beproewing, asof iets vreemds oor julle kom nie. Jy sien, vir die ou wat sy hand in die ploeg slaan en agtertoe kyk, vir hom is dit 'n vreemde ding. Maar vir die man en vrou wat in Christus gewederbaar is, vir daai man en vrou, is dit nie iets vreemds wat met jou gaan gebeur nie. Vers 13, maar na mate julle gemeenskap het aan die leiding van Christus, moet julle wat? Bly wees. Rejoice in the Lord. Prys God. Halleluja. Wanneer jy in kanker verval, in siekte verval of van omstandighede verval, prys jy die Here. Sê die profeet nie, al sou die vyeboom die bot nie. Dankie, julle weet mos nou man. Halleluja. Al sou die vyeboom die bot nie, nogtans sal ek die Here prys. Ek sal hom loof. Loof God. Blydskap en jubel in die Here. Want is nie iets vreemds wat oor jou kom nie. Hallo. Dis nie iets vreemds dat jy aan die einde van die maand nie met jou geld kan uitkom nie. Want weet jy wat? Die duiwel het gesteel langs die pad. En jy het ondeelkundig jou budget uitgewerk. En nou is jy in die moeilikheid. En daai moeilikheid bring jou in blydskap, begin die Here prys. Jy gaan verstom wees hoe die Here die kraaie gaan stuur en brood vir jou bring soos vir Elia. Is dit dieselfde God wat ons dien? Wat Elia gedien het? Is the same God. He will provide. Amen. Jubel, bly in die Here. Vers 14, as julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig. Weet jy wat, ons stap weg of ons 'n pak slaag gekry het van ons lewe. Die Bybel sê as jy wegdraai, wees bly man, halleluja. Want die saad is geplant. Een of ander tyd gaan daai saad moet opkom. En as die saad nie opkom nie, sterf dit in daai ou en sy voorland is die hel. Omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Hoekom moet ek bly wees? Want die gees van God rus op my, halleluja. Wat wil ek meer hê as die gees van God op my lewe? Niks meer nie, niks minder nie, halleluja. Wat hulle betref, word hy gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Amen. Paulus skryf aan die kerk van Korintiërs, jy kan niks teen die waarheid doen nie, maar net vir die waarheid. Wat iemand gaan hoor, en iemand gaan dit vat en sy eie maak. 2 Timoteus 2 vers 16, verklaar lê jou daarop toe, om jou beproef vir God te stel. Amen. Lê jou daarop toe. Come on, kerk.
om jou beproef vir God te stel. Here, I am Lord. Mold me, make me. Soos die pottebakker, die pot, die klei vat en op die skyf plaas, is hy besig om jou te vorm. En as hy nie tevrede is, die breek hy dit op en hy brei jou weer van vooraf. Dis hoekom ouens al ewig gebrei word. Want weet jy wat? Jy laat nie toe dat die pottebakker jou vorm soos die potterbakker wil, nie soos die klei wil nie. Hallo? Hallo? Hoor my vanmôre. Die klei kan nie praat nie. Die pottebakker is 'n beheer. Laat die pottebakker jou vorm. En wees bly, laat hy jou raak sien en jou vorm. En wees bly, lê jouself in sy hande om beproef te word deur God. Amen. Wat nie hoef te skaam nie. Wat die woord van waarheid reg sny. Met ander woorde, God wil hê dat jy nie leuns moet glo, maar die waarheid van God reg moet sny. Dit gaan alles oor waarheid, want leuen is die duiwel se besigheid. Johannes 8 vers 44 verklaar dit baie mooi. Julle die duiwel as julle vader, omdat julle die werke van hom doen. Hy's 'n leenaar vanaf die begin. Daar's geen waarheid in hom nie. Niks. God wil hê jy moet van alle leuns uit jou stelsel ontslaa raak. Dis belangrik. Beproewing van jou roeping is om jou te louter. God roep jou en hy beproef jou, louter jou, bring jou deur. As jy goed bevind word, dan kan God jou aanstel om in sy koninkryk verder te beweeg. Amen. Die toetsing van jou geloof. Dis hoekom jy gelouter moet word vir die toetsing van jou geloof. Is my geloof sterk genoeg om God te glo vir die onmoontlike? Is my geloof sterk genoeg om die vuurgloed van vervolging wat teen my ontstaan te weerstaan? Kan ek vanmôre by my hek kom en die motor wil nie werk nie? Kan ek nog my salwing behou? Of raaf ek kwaad en soek 'n hamer om stukkend te slaan? Kan ek my salwing behou? Onthou, God beproef jou. Sekere goed kom jou pad langs wat jy vanmôre nie kan glo nie. Want God toets jou en hy kyk na jou. Daar's 'n vuurgloed van vervolging teen jou. Dis so duidelik wat die skrif sê, vuurgloed. Het jy al 'n bosbrand gesien? Wat jy nie kan keer nie? Hy verwoes alles wat voorkom. Die beproewing van jou roeping, sodat jy die woord van God met waarheid kan reg sny en aan niks kort kom nie. Dis hoekom jou roeping gaan beproef word in die koninkryk van God, want God roep jou. Hy stel jou aan en hy sal ook doen in jou wanneer jy as klei hom toelaat om jou te vorm na sy welbehae. Weet jy dat jou geloof beproef word en nie jou geduld nie? Weet jy dat jou geloof beproef word en nie jou geduld, so sommige van ons dit glo? Moenie my geduld beproef vanmôre nie. Ek het jou getoets gister gesê, moet my nie beproef vandag nie. Los my net uit. Weet jy dat jou geloof beproef word en nie jou geduld nie? Die aanslag is nie teen jou geduld nie, maar teen jou geloof wat deur lydsaamheid ontwikkel word, sodat jy geloof, jou geloof tot sy reg kan kom. Amen. Amen. God wil jou genees, man. Moenie opgewonde raak nie. God wil jou genees. Hy beproef jou geloof, nie jou geduld nie.
soos ek al hoeveel keer verklaar het, dit het my 5 maande gevat, om net woord te produseer in my lewe en om van kanker ontslae te raak. Dit werk lydsaamheid. Weet jy, dat jou geloof beproef word en nie jou geduld nie? Hoor wat sê Jakobus 5 vers 7. Wees dan geduldig. Hallo? Wees dan geduldig. As jou vrou nie wil regkom nie, wees geduldig met haar. Dis net so, net om jou wakker te hou. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Wanneer moet ons ophou om geduldig te wees? Tot op sy wederkoms. Die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld. Wat het hy? Geduld daarmee totdat die vroeë en die laatreëns ontvang het. Is dit nie mooi nie? Die boere en ons geleerdere sal verstaan wat ek van praat, vroegreëns en laatreëns. Wat dit beteken. Wees geduldig. Wees geduldig. God is nooit te laat nie. God beproef net jou geloof. Nie jou geduld nie, jou geloof. Kan ek hom vertrou? Jy sien geduld en lydsaamheid kan slegs tot sy reg kom die oomblik wanneer jou geloof standvastig op die doel gerig is. Wat is my geloof? My geloof is, so sal het wees. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, dinge wat ek nie sien nie. Ek hoop, en as jy hoop gesien het, waarom sal ek nog hoop? Alright, so, my geloof raak standvastig in die dinge wat ek nie sien nie. Hoor jy wat ek sê? Ek sien dit nog nie. Die realiteit is, jy het vanmôre, is jy siek. Vanmôre is jy beswaard. Dis die realiteit van hierdie wêreld. Maar ons is mos nie in die wêreld is mos boos. Wat soek jy daar? Kom uit die bose wêreld uit, kom in sy koninkryk in. Want die oomblik wanneer jy in die koninkryk oorgetransplanteer word uit die bose wêreld uit, dan sal jou geloof tot sy reg kom. Hoor jy wat ek sê? Maar dit kos geduld, lydsaamheid. Want die Here toets jou. Hy beproef jou. Hy versoek jy nie. Ek het dit hoeveel keer gesê, Jakobus 1 sê, God versoek niemand nie. Self word ons deur ons eie dade versoek, want die duiwel is die baas van hierdie wêreld, bose wêreld. Hy dink so. Totdat ek en jy aan die plek kom, so met die koninkryk kom, soos in die hemel net so op die aarde ook, moet ons hier plant en produseer. Weet jy dat jou beproewing daarop gemik is om lydsaamheid in jou te werk? Dis hoekom jy beproef word, om geduldig te word, lydsaamheid te hê. In Romeine 5 vers 3 staan geskrywe, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Dis mos nou baie lekker om die pastoor te bel en vir die pastoor te sê, ek ly honger. Dis mos nou baie lekker om die pastoor te bel, ek het 'n probleem, jy beter vandag kom. Maar hoor wat sê die skrif? Nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkings. Met ander woorde, wanneer hierdie goed ons pad langs kom, wil God jou 'n les leer. Vertrou hom. Wees geduldig. Hê lydsaamheid. Staan vas op sy belofte. God het gesê, hy's met ons. Hy sal dit doen. Want hy het jou geroep. En as hy my geroep het, sorg hy vir my.
Amen. Hy sorg mos vir my. Omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Met ander woorde, jy word verdruk, omstandighede kom jou pad langs in hierdie bose wêreld, sodat jy lydsaamheid kan ontwikkel, koninkryksbeginsels. Openbaringe 3 vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. Nou moet ek dit bewaar. Ek moet daarna kyk, ek moet dit oppas. Sal ek jou ook bewaar in die uur van jou beproewinge? Halleluja. As jy dit bewaar, bewaar God dit ook in die tyd van jou beproewing, en dis wanneer hy optree. Want hy het jou geroep, hy voorsien, hy kyk na jou. Wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Hebreërs 10 vers 36. Want julle het lydsaamheid nodig. Right? Het jy gehoor? Ek gaan beproef word. Ek moet geduld hê. Dan moet ek my geduld en my beproewing moet ek bewaar. En dan kom hy sê, want dit sal vir my werk. Want ek het dit nodig. Nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. So met ander woorde, in by lydsaamheid bewerk God sy perfekte wil. Daarom sê Romeine 12 vers 2 die woorde. Moenie aan hierdie wêreld gelyk vormig word nie, want hy's boos. Weet jy dit? Maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Presies wat ons hier lees. Nadat jy die wil van God gedoen het, om jou af te sonder van die bose wêreld, jou denke te vernuwe, die Engelse Bybel stel dit so baie mooi. Do not be conformed to this world, but be transformed. Transform. Ek het nie herlewing nodig nie, ek het 'n transformasie nodig. Want herlewing hou net 'n tydjie. Gaan kyk en bestudeer al die herlewings wat deur die jare plaasgevind het in die wêreld. Alles het opgeëindig in 'n disaster. Hoekom? Omdat die mens sy koninkryk in God se koninkryk wil kom vestig. As ons net toegelaat het dat die koninkryk van God sy wil uitgewerk het, het ons 'n magtige beweging gehad op hierdie aarde. Jy sien die tragedie van die lewe is dat nie die mens doodgaan nie. Maar wat in die mens doodgaan terwyl hy lewe. Sterf jou geloof wanneer die beproewing kom. Raak jy verbouwereerd. Raak jy afvallig. Gryp jy na brille en pille. Hallo? Keer jy terug. Want hy wat aan sy hand aan die ploeg slaan en jy gaan nie van die koninkryk lewe nie. Die koninkryk kan nie vir jou sorg nie. Hoor jy wat ek sê? Weet jy dat jou geduld, lydsaamheid, eers tot volle verwerkling, volmaaktheid moet kom, voordat jou geloof tot sy reg gaan. Jy kan nie vir my sê jy glo nie. En dan kom klaar jy, maar ek bid in die dak en die ceiling vas. Ek hoor so baie ouers sê, maar ek bid, maar dit lyk of my gebed jy op ceiling slaan. Nee my broer, lydsaamheid is die rede hoekom jou geloof in aksie gaan kom. Weet jy dit? Jakobus 1 vers 4 sê, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. So as jou lydsaamheid nie tot sy reg kom nie, kan jou geloof nie vir jou werk nie. So wat het ek nodig?
Ouers sê, bid vir meer geloof. Nee, bid vir leidsaamheid. Die Engelse Bybel sê, in James 1 vers 4, van dieselfde teks, but let patience have her perfect work. Let patience have their perfect work. Laat jou leidsaamheid sy perfekte werk in jou doen, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Wanting nothing. Amen. Hier is 'n verwerkeliking of perfect, die woord in die Grieks, teleios, beteken goal, purpose, goal, purpose, finish, reach the end, complete, full, wanting in nothing. Dis wat die woord beteken, verwerkeliking perfect. Jy sien, Jesus is die argitek wat die beplanning doen in jou lewe. En as jy nie vanmôre die koninkryk verstaan nie, gaan jy spartel in jou bloed. En jy gaan daai hê wat jy nie graag wil hê in jou lewe nie. Jesus is die argitek van die beplanning. Hy doen die beplanning. Hy beplan jou lewe. Hy kyk na jou lewe. Elke keer wanneer iemand verjaar, dan stuur ek 'n boodskap. Mag hierdie jaar God se droom oor jou lewe 'n werklikheid word. Hy beplan dit, hy weet beter. Ons is medewerkers wat sy plan tot stand moet bring in sy koninkryk. Nie in jou eie koninkryk nie. Dis die probleem wat ons het. Ouens raak arrogant. As jou prediker jou nie release om 'n taak te gaan doen vir Christus nie, is jy buite orde. Want dan gaan jy weg, nie met 'n seën nie. En dis wat baie ouers doen, hulle kan nou 'n bietjie hulle charisma, en nou dink hulle kan preek, en dan breek hulle weg, en dan vat hulle van die gemeente, en dan skeer hulle hom in twee. Dis die doel van die wêreld, die bose wêreld, om dit te doen, sodat die kerk van Christus nie tot sy stand kan kom. En ek wil nie eers praat van kerk nie, maar die woord kerk het 'n lelike afleiding waarvandaan hy kom. Ek praat van die liggaam van Christus, verdeling in die liggaam van Christus. Weet jy dit? Jy het die seëninge van jou gemeente nodig om jou te release, om te gaan met 'n blessing. Jy sien, God roep, nie 'n mens. En probeer dan eers dink wat om met hom te maak nie. God weet wat hy vir jou het. Jy nog by my? God weet. Hy roep nie en dan probeer hy iets met jou doen nie. Hy weet wat hy met jou wil doen, dis hoekom hy jou roep. En dis hoekom jy deur beproewings gaan. Dis hoekom jy deur lydsaamheid moet kom, om die ware geloof te kan hê, om bol te staan wanneer die storms kom. Efesiërs 1 vers 4 sê, soos hy ons in hom uitverkies het. Jy sien, God het jou nie buitekant hom verkies nie, hy het hom in jou verkies. Voor die grondlegging van die aardwêreld, om heilig, wat? Heilig. Wat beteken die heilig? Wat beteken die woord heilig? Jy sien, dit is baie maklik om die woord heilig te praat. Heilig, dis kort begrip. Maar wat is die betekenis, die diepte van die woord heilig? Wees heilig, soos hy heilig is.
En as jy dit nie lewe nie, dan verklaar jy aan die wêreld wie Jesus Christus eintlik was. Hy was nie heilig nie, deur jou lewe nie. Voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. En ek het God lief. Ek vrees nie om hel toe te gaan nie. Ek het God lief. Dis hoekom ek kom nie. Hy het jou aangestel voor die grondlegging van die wêreld om in hom heilig te wees. Om sonder gebrek te wees in liefde. Nou Joey het 'n ding gekry wat hulle noem 'n weegskaal. Toe sit sy mee voor, toe sê ek nee man, jy kan nie hierdie ding hier voor neersit nie, maar nou het ek hom gebruik. Jy sien 'n weegskaal. Hy weeg jou. Tussen 0 en 10 vanmôre wil ek jou vra, wat ek donderdag aand gevra het. Waar bevind jy jou op die weegskaal? In jou lewenstyl en jou begrip van die koninkryk van God. Waar bevind jy jou? Toets jouself. Dis nie die pastoor wat jou vanmôre laat skuldig voel nie. Dis die Heilige Gees wat met jou praat vanmôre. En moenie skuldig voel nie. Ek vra, wat gaan jy doen met jou skuldgevoel? God sê heilig. Waar is jy? God sê sonder gebrek. Waar is jy? God sê dat jy niks kort kom nie. Waar is jy? God sê die wêreld is boos. Maar die koninkryk van God is lewe en oorvloed van lewe. Waar is jy? Liewerste moet iets begin deurkom. Kan ons so aangaan met ons lewenstyl? Is God tweede of is hy eerste? Ek gaan liewerste nie vra nie. Voorsien die koninkryk van God vir jou? Of lewe jy net vir jouself en jou huisgesin? Terwyl die liggaam van Christus skade moet ly? Hoe lief is jy vir die Here? Kom ek vra, hoe lief is jy vir die Here? Is jy bereid om deur die vuur te stap van hierdie bose wêreld en nog te staan? Weet jy al hierdie dinge? Of jy sleg gevestig op al die gawes van die Heilige Gees, waar jy die eer en gewildheid verkry, waar jy agter gawes aan hardloop, in plaas dat gawes jou volg? Jy sien mense kom kerk toe, want wat wil hulle sien? Hulle wil 'n profetiese woord, en as dan nie 'n woord is, dit is nie kerk nie. Mense kom kerk toe, hulle wil wonders en tekens sien, en as dan nie wonders en tekens is nie, weet jy wat? Ek is nie hier vir wonders en tekens nie, ek is hier vir waarheid. Want waarheid maak my vry, wonders en tekens nie. Ek is hier omdat ek God lief het, om in die vuur te kom, want weet jy wat? Gawes gaan my volg, en ek gaan nie agter gawes aan hardloop nie. Daar's 'n groot verskil tussen gawes en 'n salwing. En ek het hierdie week 'n pragtige ding opgetel van iemand wat hierdie ding ontleed het. Daar's 'n groot verskil tussen gawes en salwing. Gawes wek mense op. Gawes vermaak mense. Soek populariteit.
en maak kerke vol. Maar 'n salwing vernietig jukke. 'n Salwing vernietig jukke. Wat soek jy? Wat soek jy in hierdie tyd? Ons jag almal in hierdie tyd, kan jy maar sien, gawes. Hoor jy, gaan maar op Google, gaan oralste in, en jy sien die manifesterings wat vandag in kerke plaasvind, is skrikwekkend. En dis misleiding, dit verlei die mens weg van waarheid af. Maar die salwing, hoor my, die salwing vernietig jukke. Kyk na Jesaja 10 vers 27, die Engelse Bybel sê, and it shall come to pass in that day that his burden shall be away from off thy shoulder, and his yoke from thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Die juk sal nie verbreek word en die juk sal vernietig word. Daarom sê die Bybel in Johannes 8, as die Seun jou vrygemaak het, as jy waarlik vry, jy kan nie nog 'n bietjie hier en 'n bietjie daar nie. Dis boos. Dis die begin van jou val. Jy gaan proe nie 'n bietjie in die wêreld nie. Jy gaan val. Want hierdie juk, hierdie salwing, het jou juk vernietig. Ek het geen begeerte nie. 'n Ou wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Om 'n salwing te kry, hoe kry 'n mens olie? Jy vat olywe, en wat doen jy met olywe? Jy pers. Jy pers die olie uit. Hoor jy? Dit plaas druk. Weet jy wat? Om die anointing te kry. Die vettigheid, soos die Afrikaanse Bybel sê. Soek ons na 'n generasie wat salwings najag, of soek ons na 'n generasie wat gawes najag? Wat soek ons? Ons is maar net soos wat Thomas gesê het, ek sal nie glo voordat ek sien nie. Wat sê Jesus vir Thomas? Toe hy vir hom neerval, kom sê hy vir hom, kom druk jou vinger in my wonde. Hy het nie eens dit gedoen nie, hy het net op sy aangesig geval en wat het hy gesê? My Here en my... Wat was Jesus se woord aan hom? Jy het gesien en geglo, maar salig is hulle wat nie sien nie en tog glo. Come on kerk. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor, daar drukking op jou. Om daai juk op jou te vernietig, het jy druk op jou al die pad, want ons is in 'n wêreld wat God haat. En gaan kyk maar na die internasionaal wat aan die gang is. Gaan kyk maar wat aan Amerika aan die gang is. Gaan kyk maar wat in die wêreld aan die gang is, waar die God van hierdie lewe, die skepper van die hemel en die aarde, bespot word. En uit die kringe verwyder wil word, want God is in die pad. Dis net 'n ideologie. God is 'n werklikheid, man. Soek ons manne en vroue wat deur druk en vervolging kom, wat staan. Want daardie manne se jukke is vernietig. Wat nie kompromieer nie, wat nie aanteken om saam met die wêreld te hardloop nie, maar te staan vir wat jy glo. Nie agteruit te duins en te sê, soos Petrus gesê het, maar jy's ook mos een van hulle. Nee, wag 'n bietjie. En die hand het gekraai. Jy sien, daar kom 'n skeiding, vriend. Dis wat koninkryk maak. Koninkryk is vir nou.
wat God begin het in jou lewe om op te staan in hierdie wêreld. Oor 2 naweke preek ek, wat gaan gebeur met hierdie wêreld? Die laaste slag op hierdie wêreld, wat hierdie koninkryk gaan toedien. Sodat ons kan ontslae raak van al die onkruid en vir ewig saam met Christus te kan woon. God soek 'n generasie wat in spite van druk en vervolging olie kan laat uitvloei. 'n salwing, 'n salwing, salwing. Olie kan uitvloei wat dit niks oor jou gaan nie, maar slegs oor hom. Slegs oor hom. Amen. Amen. Ek gaan afsluit vanmôre met hierdie skrifgedeelte. In 1 Johannes 2 vers 27 tot 29 staan geskrywe. En die salwing wat julle van hom ontvang het jy dit ontvang? Het jy daai salwing ontvang? Weet daai salwing, as jy begin praat met ouers, dan vernietig dit juk in die ouers se harte. Want dit gaan oor Jesus en nie oor jou en jou goedheid nie. Dit gaan oor nie wat jy vir God gedoen het, maar wat God vir jou gedoen het. Hierdie salwing bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos hierdie salwing julle aangaande alles leer. Hoekom lyk die kerk vandag soos hy lyk? Daar's nie 'n salwing nie, daar's gawes. Maar salwings is nie daar nie, want as die salwing daar is, dan leer die salwing ons van heiligheid. So dit ook waar en geen leen nie. En soos julle geleer het, so moet julle in hom bly. Bly. Daar's nie tyd om nou te besluit, hoor jy, ek wil nog bid jy dit, en ek wil nog bly in die Here. Vers 28, en nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaam van hom weggaan by sy wederkoms nie. Dit vat geduld en lankmoedigheid, né? Hoor nou vers 29. Wat staan daar geskrywe? As julle weet, wat weet jy? Wat weet jy wat wag vir hierdie wêreld? Wat weet jy van hierdie bose wêreld, wat sy beplanning is en wat sy doelstelling is? As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. So wat moet ons doen? Geregtigheid. Want dan is ons uit hom gebore. Al die wonderwerke, hoor my baie mooi, al die wonderwerke wat God vir Israel gedoen het om hulle uit Egipte land uit te lei, al die wonderwerke het geen effek gehad op daai hele volk nie. Om die belofte van God, om die beloofde land in te gaan, lewendig nie. Geen effek nie. Want weet jy hoekom? Dat hulle hand in die ploeg geslaan en agtertoe gekyk, want toe hulle honger word, en toe hulle moeg word vir die kos wat God voorsien, toe verlang hulle terug waarna? Waarna? Vleispotte van Egipte. Jy's nie geskik om aan te gaan in die koninkryk van God nie. Jy gaan nie daar uitkom nie, want nie een van hulle, behalwe 2, Joshua en Caleb, het die beloofde land ingegaan nie. Jy sien gawes, wonderwerke, is nie die doel nie, om jou by God te hou nie, want jy gaan God verloor wanneer die verdrukking kom. Wat hou jy by God? Die salwing. Die salwing. Jy sien aangaan in die koninkryk vra om die wêreld te los wat dit hoort.
Bring hom nie in jou huis in nie. Laat hy gaan. Jare terug, my begin van my bediening, het ek ouens gesien na my kerk toe kom. Jy kan nie glo hoe arrogant mense is nie, met 'n half botteltjie brandewyn in die sak. Hulle kom kerk toe met brandewyn in die karre. Nou sak my vrou haar kop, want nou praat ek oor goeders wat die ouens meer jy wil vat as ek daaroor preek, want ons mag nie daaroor preek nie. Jy sien, die koninkryk van God het jy nie goed nodig nie. Jy het nie brandewyn nodig, jy het die Heilige Gees nodig om dronk te word. Menig male in my kerk het ek het gesien met my eie oë, hoe ouers uitstap uit my kerk uit en soek 'n drein, dan vat hulle daai bottel brandewyn en gooi hulle dit so uit. Breek die bottel, laaste, nooit weer nie. Dis wat 'n salwing doen. Dis wat 'n salwing doen, broer. Nooit weer nie. Jy sien, God wil hy maar die wêreld los, sodat hy met jou kan werk om sy doel te bereik. Want hy het jou en my nodig om die koninkryk hier op aarde te vestig. Die wat dit weet, wat weet jy? Volg die koning en in sy koninkryk. Het klaar gekry om sy eie koninkryk op aarde te bou. Hallo. Ek wil jy moet hoor vanmôre, kerk. Hier is 'n ander tipe lewenstyl. Nee, dis nie 'n styl nie. Dis die lewe. Maar ons verstaan dit nie, ons ken dit nie, omdat ons aardsgebonde is. Ons lewe in die kognitiewe, maar ons lewe nie deur die Gees nie. Hier waar God met ons praat, want God is Gees. Hy deel met ons. Hy praat, hy hou aan met jou. Hy gaan jou nie uitlos nie, want hy roep jou. Hy roep jou, hy roep jou. Hy gaan jou nie uitlos nie, totdat jy gehoor gee. Moenie wag dat dit te laat is nie, kom na die Here toe. Vind hom. En miskien ek wil vanmôre pleit, en elkeen wat ons luister op Facebook, pleit by julle. Kom ons kry klaar, kom ons los die wêreld waar hy hoort. Kom ons dien die Here met blydskap en vreugde. Kom ons gee hom die eer wat hom toekom, want hy's God, hy's die koning van hierdie koninkryk. Waar is sy koninkryk? Waar is sy koninkryk? Nou waar moet hy regeer? Op die weegskaal tussen 0 en 10. Is hy die koning of is jy die koning? Call jy die shots? Of het hy 'n beplanning vir jou lewe?